Welkom terug by Rugby Nuus op Praat vir Rugby, jou Afrikaanse rugby kanaal. My voorreg vandag weer vir Jan de Koning, redakteur van Rugby Presies Vaart. Welkom hallo Jan. Môre baie dankie dat jy my weer uitgenooi het. Dit is altyd lekker om te gesels. Ja, nee, is lekker want jy weet altyd wat aangaan, hè. Ek wonder altyd wat die storie agter die storie is, dan vra ons vir Jan. So gepraat van die storie agter die storie. Wat gaan aan nou by die WP? Ek sien nou Zelt Maree het nou wragtig weer nog 'n vaste 10 jaar skorsing gekry het, nou sy kaarte gespeel en dit nie uitgewerk. Dan selfs ons wat is die nuutste in die drama daar by die WP se raadsaal. Ja, wel kyk uit is daar rugby het hulle speel. Ek dink ons het in die vorige een gepraat. Is daar rugby speel hulle speel die bal, hulle speel volgens die reëls en hulle het baie slim te werk gegaan, baie takties het hulle gewag tot die dag voor die verkiesing. Toe self natuurlik daai Woensdag, die Dinsdag het hom gesê sy appel is afgewys. En die Woensdag het hy hof toe gehardloop en toe sy appel, sy hofsaak is ook uitgegooi. Sy het daar ook 'n bloedneus gekry en blykbaar met koste. Ek wag nou nog om te hoor. Ek probeer nou nog vasstel en bevestig of het met koste is, maar blykbaar as dit met koste. So ek weet nie wie, hy sien nou by die WP om daai kassie leeg geskep nie, so ek weet nie wie nou sy of geld betaal nie. En ja, dan is het Kevin Kiewits. Kevin Kiewits is Tygerberg man, so een van die groot klubs, ek dink die groot klubs in die meeste van die groot klubs het nou maar gesê hierdie kleintjies moet nou op 'n slag op sy staan. Ek weet hulle het hard probeer die kleiner klubs. Jy weet daar's klubs ek het weer voor en na die verkiesing met mense gepraat. Daar's klubs wat nie eers 2 spanne in die veld kan stoot nie. Maar hulle dieselfde stemreg as maties wat ek dink as ek reg is daar iets soos 50 spanne by maties, jy weet, so die kleintjie nog nooit oorbring hoe hulle dit toegelaat het om te werk nie, maar nou ja, jy weet, dis hoe Zelt ingekom het, hy het genoeg van hy beloftes gemaak aan van hy klein klubs, en natuurlik het hulle kwaad geword vir my, nou ek beloftes nagekom, en van die ouens glo nog, as ouens wat glad nie eers aan klubs behoort nie, ek beloof nie, ja, ek amper op 'n daaglikse grondslag 'n dag kry ek oproepe in WhatsApps en boodskappe van ouens wat vir my sê, ja, hoe kan jy Zelt so behandel, julle lieg en die waarheid gaan nog uitkom en bla bla bla, weet jy, so dit gaan nog steeds daai onderstrominge van die klubs, van die mense wat dink hulle kan hier kom skep by die WP, gaan nog steeds aan, maar die feit van die saak is, daar is niks meer om te skep nie, daai mense het net klub rugby oor, hulle die beroepsliggaam behoort aan Red Dizer, en die ding is het, Dreamworld het reeds die hofsaak begin om die stadion te verkoop, sodat hulle skuld kan afbetaal, sodat hulle die 300 miljoen wat dit nou opgeloop het, die 112 miljoen het met rente nou opgeloop oor die jare na 300 miljoen, jy weet, so dis waar het staan, so Red Dizer, jammer, Dreamworld het die hofproces, die rechtsproces begin om die eiendomme op bod te verkoop, op veiling te verkoop, en die WP Rugby Unie, die voetbal Unie wat Zelt so lang bedryf het in die grond, en daai besit word nou besit net klaar rugby, dis al wat hulle het nie, hulle 20% van die beroepsliggaam, maar hulle het nie beheer nie, die beroepsliggaam behoort aan Red Dizer. So dit beteken nou die Wieland gaan nou uiteindelik verkoop word en waarskynlik gesloop word, nou dis waar op afstuur. Ek dink dit was nog altyd die plan, dit moet ontwikkel word, so kortliks, jy weet, hierdie is ook wel goed dat vir die jare aanloop, maar die plan was om te ontwikkel, en so dat daar was mense wat belang gestel het, maar elke keer weer as die klap begin krap, en dan hardloop die ouens weer weg, en ek dink Pieter Jooste raak nou al so kwaad vir my, sê elke keer vir my, ja, maar julle gee hulle te veel airtime, jy weet, die feit van die saak is, jy weet waar dit gaan, as daar 'n hofsaak is nie, as jy journalist is, dit jou plig om daaroor te skryf, dis jou werk, jy word betaal, jy word nie betaal om 'n fansite van WP te wees nie, jy word nie betaal om net goeie goed te skryf nie, dit is rassie, as die Springbokke verloor, dan kan jy mos nie vir die fans gaan sê, nee, die Springbokke het gewen, ek weet ons in Pieter de Villiers daar het ons gesê, die Springbok het oral gewen, behalwe op die tellbord, weet hy,
ek dink jy maak jou naam krater en letterlik jy maak jou naam Kimberley as jy sulke goed kwyt het. So die ouens hou nie daarvan ons so baie oor die negatiewe goed skryf nie, maar soos ek vir Pieter ook gesê, die feit is ons skryf net oor die negatiewe goed omdat dit gebeur hierso. Dis nie ons skep nie die negatiewe goed nie. Ons die profiel, die negatiewe profiel van WP Rugby is nie deur ons geskep nie. Dit word geskep deur mense wat aan die raadsaal aanjaag. So ja. So die negatiewe profiel, die nuwe mense wat ingekom het, gaan dit 'n nuwe besem wees, gaan dit bietjie skoon vee. Vertel my van Kevin Kiewit, wie is die adjunkt president en wie is die visie president? Blykbaar het hulle sulke vreeslike snaakse titels op daar. Wie is nou wie daar en hoe lyk die toekoms onder hierdie manne? Ja, daar's ons het die name, dus daar's 8 bykomende lede en onder daai is ouens wat se klub sukkel om 3 spanne in die veld te stoot. So ek gaan nie al die name opnoem nie, maar dus Kevin Kiewit is 'n man wat lanksaam met Pieter Jooste by Tiger Rugby Club is. Dis 'n groot klub. Hulle en Kevin Kiewit is 'n regsman. Hy het nie geld nodig nie, hy het sy eie geld, hy het sy eie besigheid. En hy's 'n geleerde en 'n gerespekteerde prokureur. So ek dink dit gaan vir hom oor hy gaan nie uit die pot kom skep nie. Jy weet, so seker van die klubs is nie. En ek dink dit is 'n nuwe besem. Ek dink hulle sal beter werk. Ek dink daar is klaar reeds probleme. Die feit van die saak is daar's klubs wat soos jy gesien het wat wil wegloop by die WP. Klubs wat by Boland wil aansluit. Daar's 3 klubs en daar's nou daar is vandag 'n hofsaak. Maar die uitslag waarvan is ons nog nie weet nie, maar miskien hoor ek later. Feit van die saak is daar is probleme en hulle raak, dis juist waaroor hulle raak. Ons skryf ons oor hierdie hofsaak. Sê ag, dis so 'n klein klapie. Hoekom skryf jy dan? Hoe is julle eerder? Die feit van die saak, daar's 'n hofsaak in die Hooggeregshof. Jammer. Daar's 'n hofsaak in die Hooggeregshof. As die DA die ANC hof toe vat, dan moet die media ons daaroor skryf of die ANC nou dink die DA is 'n nar of is 'n swak party of wat ook al van hulle dink. Dit het niks met die feit van die saak. Daar's 'n hofsaak en die media moet daaroor gaan berig. Net soos hierdie, daar's 'n hofsaak en ons moet daaroor gaan berig. Daai negativiteit en dis presies wat ek sê en ek dink hulle moet daai weet ons is soos ek vroeër gesê het, ons is nie fansite nie. Ons is 'n internasionale webruimte wat oor die probleme berig. So daar's 'n hofsaak en ons gaan by die hofsaak berig of hulle daarvan hou of nie. En dieselfde met die goeders. Daar is goed in die klub wat aangaan. Daar's onderstroming en daar's klubs mense wat op die bestuur sit nou. En ek probeer dit nou gas op sosiale media is daar nou een van die klubafrigters wat sê hy moes vir sy lewe vlug na 'n wedstryd by 'n klub wat se pas 'n paar dae nadat hulle voorsitter op die komitee op die uitvoerende bestuur gestem is, moes hy by daai klub vir sy lewe vlug. Jy weet, so goed gaan aan. Jy kan mos nie net maak asof daar niks gebeur het nie. As 'n mens vir sy lewe vlug, so skeieregter vir sy lewe moet vlug by 'n wedstryd, dan berig jy daaroor. En daai soort van al jare in die Kaap, gaan in die Oos-Kaap dan gaan die SVD aan en ons skryf daaroor wanneer ons bewyse het daarvoor. So ja, dis nou maar ongelukkig. Gaan hy daar al daai probleme kan oplos? Ons hoop maar so. Dan kan ons oor regte rugby skryf eendag. Nou, gepraat oor regte rugby en bietjie drama en goed wat in die nuus was. Ben Jason Dixon het Vrydag besluit hy gaan die Stormers vir arbitrasie verwys. Nou ek dink Ben Jason Dixon is 'n Stormer in Murg en Beenhuis geteken tot 2027. Hy was in die Springbokke gewees verlede jaar. Nou wat is die storie nou skielik? Wil hy nou weggaan by die Stormers of wat gaan daaraan? Ja, sy agent Dane Geddy gaan waarskynlik vir baie kwaad wees, maar ek het uitgereik na hom toe voor ek die artikel gedoen het en aanvanklik was daar nie so die oorspronklike berigte, daar was 'n berig in van die media gewees en die oorspronklike berigte was daar nie aansoek vir arbitrasie nie. Toe het ons nie enigiets daaroor gedoen het nie, want daar was nie al het in die media gestaan, hy wil arbitrasie hê of daar gaan arbitrasie wees. Toe het hy nog nie die versoek ingerig nie, die versoek nou verlede Vrydag ingehou. Maar ek kan nou onomwonde sê dat hierdie word gedryf deur sy agent. En daai agent is op die oomblik raak al hoe meer onpopulêr. En ek weet Dane gaan baie kwaad wees by. Die feit van die saak is ek nou die afgelope paar dae sedert die naweek met 'n paar mense gepraat.
en meer mense maak hy ongelukkig met hoe hy optree. Miskien, jy weet, as mense vir hom kwaad raak, as Unis nie meer met soos die Lions nie meer met hom wil werk nie, as die Sharks al minder en minder van sy kliënte val. En nou begin hy ongelukkig raak by die WP. Ek weet nie hoeveel van sy kliënte nog by die WP is nie, maar die feit van die saak is, agente werk op 'n kommissie. En ja, as Duyn werk, as hy sy agent wil skryf, dis sy reg om vir BJ Dixon meer geld te wil hê. Dis enige speler se reg. Maar as jy agterlangs aan die media goed in die media lak en dan sê nee, dis John Dobson wat dit lek, of is dit die wat dit lek. Die feit van die saak is, ons weet dis Duyn en hy moet nou maar vernieuw neem, want hy gaan al hoe meer onpopulêr raak weens sy optrede. En ek dink DJ onder druk, want ek dink die agent het seker maar ernstig vir hom gaping gesien en hy dink daar's beter geld om oor see te vat. Wat sy reg is, maar dan moet hy net wag tot sy, jy weet, daai klousule in die kontrak is nou maar 'n seerpunt en hulle nou maar daaroor gaan beklei in hulle arbitrasie, maar in feite van die saak is arbitrasie in enige kontrak dispuut, is arbitrasie die eerste staal. So, jy weet, dis nie dat hulle ander opsies gehad het en hulle dit als reeds gebruik het nie. Die feit is die eerste is arbitrasie, as daar 'n kontrak dispuut is. En dan is dit moontlikheid, ek nou nie toegang tot die brief nie, maar iemand het vir my gesê in die brief wat aan WP gestuur is, iemand, snaaks genoeg, Duyn is baie kwaad van my, want hy sê, ek maak asof dit uit hulle kamp uitkom, het kom uit hulle kamp uit. Iemand het vir my gesê, dat in die brief wat BJ vir WP gestuur het, is daar die moontlikheid dat daar 'n alternatiewe opsie is vir hom. Want hy wil graag by die WP bly, maar ek dink die hele ding word deur sy agent gedryf. Wat is die klousule wat jy nou verwys? Is dit iets wat beteken hy kan nie weggaan nie, of waaroor gaan die voer? Dis die bewoording, wat die presiese bewoording is, weet ek nie. Want ek het nog nie daai brief op die klousule gesien, so ons het nie toegang tot daai, maar dit gaan oor of hy mag gaan praat met oorseese klubs vir 'n sekere tydperk. Dis basies, dit gaan oor of hy die reg het om te gaan na 'n oorseese klub toe. Voor sy kontrak op is. Dis min of meer waarom het gaan, is of hy toegang, of hulle hom sal toelaat om na 'n oorseese klub te gaan. As altyd wat noem hulle dit, uitkom klousule. Jy weet, as jy aan 'n aanbod kry van ergens, dan in sekere situasies word daar toegelaat dat jy kan praat met ander Unis buite Suid-Afrika. So, kom ons vat 'n voorbeeld. Kom ons sê vir hy pas nou nie meer in rassiese planne nie en hy gaan nie meer 'n Springbok wees nie. Dan sy beste opsie om oor see te gaan speel. Soos baie spelers nou al gedoen het. En op die oomblik blyk dit daai gedeelte of daai gedeelte van die klousule laat dit nie toe nie en hulle wil dit hê, maar ek dink dit gaan maar oor meer geld. Nou ja, het 'n ander artikel geskryf laas ek oor die voorval daar by die Lions, wat die twee manne door mekaar eers op die veld bietjie aangevat het, kom ons noem dit maar so, en toe blykbaar na die tyd van die veld af ook. Vertel ons bietjie van daai situasie, want dit het nogal 'n hele, wat met nou 'n knippel in die hoenderhok gewees, klomp mense wat op en af gespring het daarso. Ja, hoeveel mense omkrap, Jan, lyk dit vir my. Ja, nee, ek hoor ek is baie populêr op Oudspark, nee. Ja, eintlik, ek moet gou weer terug gaan so toe. Mayfair ergens gaan pak en dan loopstadion toe. Ja, kan jy weet maak. Ja, nee, die feit van die saak is dat die twee spelers het mekaar, die Lions het nie 'n goeie wedstryd gehad nie. En een speler het die bal teruggepas, so probeer om 'n offload te doen en hy die bal ongelukkig in die ander speler se gesig gegooi. Die ander speler, hulle was onder druk, hulle was agter, hulle probeer terugkom in die wedstryd. Die media het opgevlam, een speler die ander gevloek. Daai gevloekery het blykbaar in 'n spanvergadering aangegaan. En die Lions het toe sê toe ja nee, hy was beseer.
dit het hulle 'n bietjie tyd gevat om te sê wat die beseringsrede was, 'n kniebesering. Ons sal maar sien hierdie week of hy weer op die beseringslys is en hoe lank sy besering is en dan sal ons hom maar vra. Ek weet nie of hulle nou gaan antwoord wat sy besering is nie, maar die feit van die saak is die twee spelers het in 'n spanvergadering weer met mekaar beklei. En daai goed kom by die nuus kom dit al hoe meer uit. Daar's definitief ongelukkigheid en of hulle dit nou wil weet of nie, die spelers begin uitpraat. En dit beteken daar's 'n probleem met die bestuur. Die spelers is ongelukkig met die bestuur en alhoewel hulle het nou een wedstryd gewen, na 5 verlore in 'n ry, hulle het een wedstryd gewen. En hulle het nog tegniese kans om die uitspeler om te haal as 'n sekere wedstryd nou uitslaan hulle rigting gaan, maar ek dink nie jy weet dis soos om jy verf oor die krake en 'n week later is die krake terug. So kom ons kyk wat gebeur hierdie week. Miskien het daai wen nou daai krake bietjie luister ingesit en die krake is nou bietjie beter, maar ons sal nou maar sien wat hierdie week. Maar as die feit van die saak is, dit is die eerste span waar twee spelers mekaar aangevat nie. Ons weet van spelers wat mekaar al in 'n kleedkamer geslaan het. Daar's al spelers wat spanmaats met mekaar in oefeninge te lyf gegaan het. So dis nie niks nie. Dis die feit is net dit is 'n bewys van ongelukkighede in die span wat nou maar daar is en dit gebeur gewoonlik wanneer daar wrywing tussen die span, tussen die spelers en die bestuur is. Terwyl ons praat van die Lions, Roan Strali het gister aangekondig hy moet ophou rugby speel so van 'n nekbesering. Dat die naam Strali laat al klaar die wenkbroue lig. Wat is die storie daarso? Ja, nee, hy het seer gekry. Hy moet 'n operasie ondergaan. So gewoonlik as jy maar sien is Steven Kitsoff se nekbesering, weet jy. Daai goed is nou maar nie lekker nie en ek weet waar hy nou verwys het, want die lesers was baie kwaad vir ons. Ons sê Strali se tyd by die Lions is oor. Die meeste van hulle dink is Rudolf, maar dis eintlik sy seun. So al wat ek vir hulle te sê het is daar's feitelik niks fout met die storie nie. Ons het die storie aangebied. Weet as jy verkeerde aannames maak, dit jou fout, nie my fout nie. Ja. Dis ook my werk om die nuus oor te gee en hoe ek dit oorgee. Stem jy nie altyd mee saam nie, maar dis nou maar jou probleem nie, my probleem nie. Maar ja, nee, hy het seer gekry en dis jammer dit. Ek bedoel, ja, of ons nou dink hy's 'n goeie speler of nie, ons nou dink hy verdien om daar te wees. Dit het niks met die saak te maak. Die feit van die saak is hy het seer gekry en toe operasie ondergaan. Mediese redes, mediese advies sê hy moet ophou speel. Dis nie meer en selfs nou is Steven Kitsoff. Jy weet hy moes ook dis wat die nuus is. Hy sy nek seer gekry met 'n operasie ondergaan en moet ophou speel. Dit is so maklik soos dit. Nou, as ek nou op die spot kan sit, as ek daai uitgesegde mag gebruik, die een Australië is nou klaar met rugby by die Lions. Is dit nie nog tyd vir die ander Australië om op maar sy tassies te pak nie? Dis ook die lesers so kwaad vir ons is. Hulle wou gehad het die ander Australië met pad gee. Dis hulle teleurgestel toe dit. Ek hoor jy. Nee, ja, kyk Rudolf is ook maar nie baie populêr nie, maar dit kom maar daai ding tussen oor die bestuur en dit kom nou maar saam met die hoe hy die bestuur, hoe hy die franchise bestuur. Dis hy en Altman en of hulle daarvan hou of nie. Die hoeveelheid mense wat by Ellis Park opdaag, sê vir jou dat die mense is nie meer hoe sê hulle die toeskouers stem met hulle voete. So hulle moet nou maar verlief nie. Ek dink hulle het een keer hierdie jaar hulle grootste toeskouertal was 7000 of iets op 'n wedstryd of. Ja. Ek weet nie waar miskien was daar 20 in een wedstryd. Ek sal my gaan vra, maar jy kan sien week na week as daar 2000 mense op die stadion is. Ek dink in hulle laaste wedstryd ek wil my nou verlief om te sê daar was waarskynlik meer spelers voor die afskop, maar daar waarskynlik meer spelers meer mense op die veld as in die paviljoen. Ek dink 'n paar van die ouens het maar gegaan in een van die kroeë vasgehaak en toe die afskop begin het hulle maar uitgegaan. Maar dit was, jy weet, 2000 mense by 'n wedstryd is baie. So dit sê nou vir jou waar die Unie is en hoe die mense voel oor waar die Lions is. Miskien is Rudolf 'n baie goeie bestuurder en daar's ander probleme, maar die feit van die saak is die span wen nie. Hulle wen 1 in elke 5 wedstryde of elke 6 wedstryde. Net 10 mense daar op by die wedstryde. Ja. En hulle kan ook nie meer, daar's nie meer baie spelers wat so toe wil gaan nie. Jy gaan nie Eben Etzebeth daarna toe loop nie. Behalwe dat hulle nie geld het nie, dink ek Eben wil deur daai crime nest daar buite Ellis Park ry nie. En
hoeveel hulle ook nou daarteen stry. Hmm. Die van die saak is, dis 'n gevaarlike gebied. En dis nie meer 'n lekker plek om rugby te kyk nie. Dink jy die leeu van huis skoonmaak? Ek dink hulle gaan nou seker 'n bietjie ernstige introspeksie doen. Maar een van die stadium, jy kan nie net weet, dit is maar so die definisie van idioot as jy doen dieselfde ding oor en oor en verwag 'n ander uitslag. Dink jy dis maar tyd dat iemand nou begin 'n besluit neem en iets anders te begin doen nie? Wel, Altman besit alles by die Lions. Hy besit 74% van die Lions. Selfs wat hy by daar by WP genoem het. So hoe bestuur Altman, wat se verantwoordelikheid neem Rudolf, waarvoor is Rudolf verantwoordelik? Wie bestuur, wie sal die bestuur saam met Altman? Wie hou hulle verantwoordelik vir die uitslag? En hy is die persoon wat met hulle borge verloor en so aan. So ja, jy weet, sy sak wat geraak word daardeur. Hy besit al die eiendom in die Ellisburg precinct, al die sporteiendom in die Ellisburg precinct. So jy weet, hy sal weet, mense wil nie betaal vir eiendom in die omgewing nie, want jy is 'n muurnes van kriminele elemente wat rondom die voorstede rondom die stadion is. So dis 'n groot probleem, jy weet. Jy gaan nie, ek gaan nie as ek R10 het en ek kan 'n huis vir R10 ergens koop, gaan ek nie by Ellisburg koop nie. Ek gaan ander plek soek waar ek 'n bietjie veiliger kan wees. So dis 'n groot probleem. Hillbrow, Berea, daai plekke ons weet almal hoe lyk dit. Ek weet nie wat laas jy daardeur gery het nie, maar laas ja, met die toets teen die All Blacks. Ja, dis verskriklik. Die tyd dat ek daar was en dis nie 'n plek waar ek dis die hele rede. Hulle sal baie meer, ek beloof en hulle sal 10,000 mense kry om RAI stadion toe vat of Midrand of hulle wil gaan. Alberton of Roodepoort. Ek dink daar's baie plekke, Randfontein, maar ons sal meer toeskouers daar kry as hulle 'n veiliger plek gaan. Maar nou ja, dis hulle besluit en daai is die besluite. So daar's nie as jy 74% van die franchise besit. Die Unis het nie die klubs en die soos by die BP hulle besit net die amateur afdeling. So daar's niks wat hulle regtig aan kan doen nie. Altman besit die franchise. Ja. Maar nou 'n ander storie wat nou sy kop uitgesteek het. Ek het 'n stadium gelees Josh Strauss wat nou hierdie jaar by Aatjies hulpafrigter was en hulle die titel gewen het toe dan nog by einde van die dag. Gaan by die WP help in die Karibieke span. Nou hoor ek hy's op pad Loftus toe. Wat 'n storie daarso? Ek wou verstout om te sê wat die rede is, maar ja, ek kan sê hy gaan vir 3 maande by die Bulls in die Karibieke reeks help. Dis nie 'n langtermyn kontrak nie, hy gaan net vir die Karibieke help. So ja, wat die rede daarvoor ek wie wat ek gaan nie dan seker 'n deel wat ek van my gedagtes en van my inligting wat ek nie meer gaan deel nie, maar wat ek wel weet is dat Josh verdien 'n breek. Hy's ongelooflik. Ek is baie lief vir hom as 'n mens en ek het lank genoeg gesê ek het 'n ding oor die Varsity Cup en sy wen saam met die Maties as 'n speler en saam met Aatjies as 'n afrigter. Het ek 'n artikel gedoen daaroor en ek het lank om gesels, maar in sy persoonlike lewe ook ek verstaan waar hy en sy vrou gaan en so aan. Die feit van die saak is ek dink hy verdien 'n breek. En is by die Bulls en die redes daarvoor is jy weet of dit nou ek dink nie dis groot geld nie. Ek dink eerder vir hom is 'n geleentheid om homself te bewys en 'n bietjie publisiteit en sy profiel te verhoog. En ek wens hom alles van die beste toe. Ek hoop dit bring vir hom net meer geleenthede in die toekoms. Want daar's jy weet sekere ouens dan kyk jy hoe stief hy behandel is toe hy kaptein van die Lions was. En ek praat nie van die Lions destyds by die Springbokke, jy weet hy het die beste rugby van sy loopbaan gespeel. Die feit dat hy 15 wedstryde vir Skotland gespeel het, sê vir jou hy was nie 'n slegte speler nie. Hy was goed genoeg om op die rand van die Springbokspan te wees. Was die ander losse spelers beter as hy? Miskien ja, miskien is ons weet waar die uitslaa en die Springbokke se profiel toe gegaan het. Ja, weet en ek hou van Heineken ook, jy weet, so my persoonlike mening, ek dink Josh het meer geleenthede verdien, maar dis die besluite wat Heineken sy span geneem het en Josh het nie verder in gesien nie en ja, en dis hy maar Skotland toe en dis waar hy nou sy internasionale rugby speel. So ja, hopelik kry hy 'n beter geleenthede as 'n afrigter. En ek dink hy het goeie kennis van die spel, so ons nou maar sien.
Wat gaan hy doen met die bulle? Wat sy rol gaan hy speel? Ek sien John Teet, die verdedigingsafrigter, gaan 'n bietjie van 'n blaaskans. Wat gaan hy verdediging doen of wat gaan hy doen, weet jy? Ja, hy het nog nie gesê presies wat hy gaan doen nie. Al wat ek weet is net 3 maande vir die Currie Cup. Daar is gesprekke. Dis nie bevestig nie. So kom ons stel dit onomwonde. Daar's niks bevestig nie, maar daar is gesprekke vir hom om vir 3 maande by die bulle te gaan afrig. So presies wat sy rol gaan wees, weet ek nog maar. Ja, ek dink hierdie jaar gaan 'n interessante jaar wees. Piwe Nomlomo is weer die hoofafrigter, Werner Kreer bly daar as voorspeler af ons kyk wat hy met die skrams reg gekry het. Kenny die Simba as die agterlyn afrigter, dit gaan 'n opwinding ding. Ek wonder net waar gaan hy inpas en ek vermoed dit gaan dalk waarskynlik iets met verdediging te doen wees. Ja, interessant in elk geval. Kom ons wil gou 'n bietjie net oor die Springbokke. Hulle het nou die naweek of laasweek aangekondig as gaan nou toe speel teen die Babas daar in Kaapstad voor die seisoen begin, die 28 Junie. Wat presies beteken die Babas? Wie gaan dit nou wees? Wie gaan daai in daai span speel? Ja, ons weet nog nie wie hulle gaan uitnooi nie. Kyk, die Barbarians is mos maar 'n klub. Dis 'n onafhanklike klub. So hulle het nie 'n tuisgrond nie. Hulle speel mos maar gewoonlik op Twickenham of in Cardiff of Murrayfield of so aan. En gewoonlik in November dan speel hulle, maar hulle speel ook in die middel van die jaar gewoonlik toetse. Maar meeste van daai toetse is maar altyd in 'n huurlike halfrond. Hulle het al partykeer, weet so Suid-Afrika het ook 'n Barbarians span. En ek dink in die 80's het die Babas met by geleentheid gespeel. Ek dink die Babas op 'n stadium in 85 teen die Springbokke gespeel. As ek reg onthou, daar was 'n Barbarians span. Ek die ander dag ons gesien waar 'n Barbarians span die Springbokke geklop het en sulke goeders. Maar hierdie Babas vermoed ek dat dit is die internasionale Barbarians. En dan kies hulle maar 'n klomp spelers uit die, jy weet, obviously is daar Brits en Ierse leeu's toe. So al die beste spelers uit die Verenigde Koninkryk gaan vir die leeu's speel. Australië sal vir hulle speel. Nieu-Seeland het hulle eie ding. Hulle speel teen Frankryk. So dit gaan maar dit is wat 'n Barbarians span is, jy weet. Dit is 'n saamgevlaste span wat fees rugby speel. So jy weet jy kan verwag daar sal name wees, maar dit sal nie weet ek dink as jy kyk ouens soos Matfield en Abena het na hulle loopbane of teen die einde van hulle loopbane vir die Barbarians gespeel. So groot name wat nie meer op die hoogste vlak speel of op daai vlak is nie, of hulle het nie 'n toets nie. So daai is die tipe van ouens wat jy gaan kry. Maar dis nog 'n entjie voor daai name aangekondig word. Nou as hulle ook in vroeg Junie sal hulle begin om daai name aan te kondig. Ja, dis ook hierdie keer mooi in die middel van die seisoen. Ek bedoel ek sê die leeu's gaan die Britse Ierse leeu's gaan in Australië toe. Hulle gaan nie hulle spelers afstaan nie. Australië gaan voorberei vir daai toer. Hulle gaan die spelers afstaan en Nieu-Seeland het hulle eie ding teen Frankryk. Gewoonlik is die Barbarians wedstryd mos heel in die einde van die seisoen, na al die autumn series afgehandel is, dan se so van 'n feeswedstryd amper om dit af te sluit. So hierdie gaan waarskynlik 'n erg gelapte span wees. Wat dink jy dan is die hele gedagte daar agter? Gaan dit enigstens iets te moeite werd wees? Ja, dit sal 'n oefenwedstryd wees vir die ouens wat teen Italië gespeel. Onthou net baie van hierdie span hulle het laas in November gespeel, so daar was nie 'n geleentheid vir die ouens nie. Ek dink Rassie wil seker maar die Italië wedstryde en die wat is Georgia wat jy aan die Georgia, ja. Die twee Italië wedstryde in Georgia gebruik om van die jonger spelers kans te gee saam met die ervare spelers. Ek dink daai spanne van ons gaan wissel in daai 3 wedstryde. Maar hulle moet ook saam oefen. So hierdie is 'n geleentheid vir al die grensspelers. Die spelers op die grens van Springbokke is om hulle geleentheid te gee om saam te speel of miskien 'n span te laat oefen. Maar ek dink is meestal maar spelers wat veral ek dink ouens wat in Frankryk speel of ouens wat nog in Engeland speel as die Engelse veral ouens is so Northampton Saints of wie ook al of Bath en daai ouens is waarskynlik nog nie beskikbaar in daai tyd nie. So dit gaan maar die grensspelers weer 'n geleentheid kry om vir Rassie te wys hulle verdien om daar te wees. En dit word ook nie dit nie toets status nie. So dis nie ek dink in Engels is dit 'n non-cap international. So jy weet hulle kry nie toets status nie, so hulle kry nie klere. Hulle speel nog in goud, maar hulle kry nie klere nie. So ja, weet daai ons kan nie 'n baadjie dra nie, hy het nie. Dis nie die soort van wedstryd wat dit is nie. So die toetse begin eers wanneer ons op 'n week later op 5 Julie op Loftus speel hulle teen Italië. Nou ja, sê of by hierdie onder-20 kampioenskap vir ons in Kibera en ons het nou teen Argentinië gewen, ons sleg agtergeloop het op 'n stadium en ons het teruggekom, mooi gewen daar. Kom
Hoekom dink jy raak die mense nie opgewonde oor die onder 20? Dit is tog Springbokke. Ek bedoel, is nog steeds Baba Springbokke, maar die feit van die saak is in Suid-Afrika, dis hierdie keer dan ten minste in die Oos-Kaap, sodat ons nie alles weer uitreën en alles sopnat is en ons verloor om die veld so sleg is nie, maar dit lyk my net nie vir ons mense kan opgewonde raak oor daai storie. Wat dink jy, wat is die rede daarvoor? Ek dink daar was meer mense in die baie verlede Vrydag ons wat daar verlede jaar hier was. En ek dink daar was 'n redelike atmosfeer, maar dit is nou maar een van daai dinge is onder 20 rugby. Ek het vanoggend juist weer, want daar's nou, terwyl ek en jy praat, het ons nou gesien, hulle speel oor 'n paar ure, so wanneer hierdie uitkoms waarskynlik die uitslag al bekend, maar die oomblik toe die URC, toe die URC spanne weer terugkom, hierdie week, maandag, dinsdag, toe gaan die belangstelling onder 20 daal onmiddellik en die manne kyk na die voorste spelers van die URC, weet, wat gaan die bulle doen, wat gaan die haie doen, WP, weet, so jy kan sien, daar's baie dies rondom die WP, en daar's, ek sien, daar gaan nou dies rondom die lees ook wees, ek sien die media man by die lees het nou ding uitgestuur, soos ons nou sien wat daar gebeur, maar ja, ek dink is nou maar net die manne stel belang wees. So dis ook maar okay, soos die SA beker, die ouens stel glad nie daaraan belang nie. Alles is kwalifisering vir die Currie beker. Dis die ouens wil weet wat ons internasionaal speel. So ja, onder 20 rugby, SA beker rugby, die mense stel nie belang nie. As wel 'n bietjie in die Currie beker gaan jy dieselfde sien. Eers hier teen die eindspelronde, dan gaan die Currie beker weer in belangstelling lok is. Dan is daar nou die 4 groot spanne in die halfeind en eindstryd is, daar sal daar 'n bietjie belangstelling wees. Maar dis nou maar die natuur, weet dan, die probleem is natuurlik, daar soveel rugby. Dis verskriklik baie rugby. Ons het nou in die media werk, ek die ander dag gesien, ek nou weer die naweek so goed genoem, daar is iets soos 20 wedstryde hierdie naweek. As ek vinnig kyk, daar is 8 URC wedstryde, daar is 5 Super Rugby wedstryde, daar is 5 Premiership wedstryde, en dan is daar nog 'n spul Japan wedstryde wat ons nie eers daar is so baie, jy kan nie elke wedstryd verslag doen. So ons doen nou maar saamgevlanse verslae oor van die hele dag se spel, jy weet, so, in die Premiership doen maar al die spanne, al die wedstryde saam in een verslag. Want jy het net soveel plek en met soveel wedstryde, 20 wedstryde op 'n naweek. Ons probeer, ek kyk maar so tussen 4 en 6 op 'n naweek. En beloof ek jy sal, ek kyk nou al vir 40 jaar, 45 jaar rugby, met kort onderbrekings tussen. En ek beloof jy op 'n stadium in die seisoen, net voor wanneer die einde van die seisoen nader kom, dan gaan jy klaar raak van rugby kyk. Dat jy hoop maar self maar gaan hof toe of iets, sodat jy iets anders het om te skryf, jy weet, so. Ja, ek dink daar is te veel rugby, dis my persoonlike mening, miskien, en daar's te veel rugby van dieselfde soort, jy weet, dis ook om onder 20's in, SA beker en vroue rugby, dis nog 'n ander seerpunt, jy weet, die mense wil vroue rugby promoveer, maar in Suid-Afrika, ek het gister weer met iemand daaroor gepraat, in Suid-Afrika is dieselfde probleem wat Ierland het met Leinster. Met Leinster domineer alles, maar jy weet, dan kom dit op internasionale vlak, jy weet, die mense raak genoeg van dieselfde span. In Suid-Afrika, dis nou lekker vir Willemstraat en die Bulle om te kraai oor hoe hulle domineer, maar hulle is die enigste span, hulle besit die hele Springbok span, dieselfde met Leinster en Ierland, hulle besit die hele 3/4 van die Ierse span, selfs met die Bulle, was 10 van die Bulle, van die Springbokke en die Bulle se span. So jy weet, dit is eensydig en die mense wil dit nie meer sien nie. So ja, dis nou maar, as te veel rugby en dan is daar hierdie soort van rugby ook nog, en dan dit maak nie interessant, dis nie interessant vir die mense nie. Ons praat 'n bietjie oor die URC. John Cardinelli het 'n baie lekker artikel daar geskryf op Rugby 365 oor die feit dat Leinster nou eintlik bietjie van 'n appeltjie het om te skil. Jy weet, iets om te bewys nadat daai onverwagse verloorslag op die hals geloop het daar teen die Northampton Saints. En dis goeie nuus vir die Bulle in die sin van dat Leinster waarskynlik nou vir Glasgow gaan aanvat, en vertel ons bietjie wat die punt van daai artikel was. Ja, dit gaan maar oor wat dit beteken vir die Suid-Afrikaanse span. Jy weet, gaan Leinster hulle afspan. Hierdie naweek het hulle nie nodig. Die volgende naweek speel hulle met Glasgow Warriors, wat die groot wedstryd is. Maar hulle het nou al die afgelope paar jaar dieselfde fout gemaak. Hulle fokus so op die Europese beker, dat hulle
in hierdie laaste paar wedstryde dan verloor hulle momentum in die URC. Dan moet daai ouens wat in die 6 naserie gespeel, die Europeërs gespeel, deur die seisoen het kom URC wedstryde, dan skielik moet hulle terugkom in die uitspelwedstryde. Dis hoekom hulle 5 of 6 jaar laas 'n beker kon wen. Want as hulle hierdie tyd seisoen kom is behalwe dat die ouens moeg gespeel is, 6 nasie URC Europese beker. 'n week vir die tyd dan rus hulle of vir 2 weke rus hulle en dis dit wat hulle gevang het teen Northampton. Hulle het die ouens laat rus en die volgende week en ek weet dit was net een beweging, jy weet daar kon 'n aanslag gewees, hulle kon oor die lyn gegaan en kon begin. Dis net 3 punte, een beweging, een aanslag. Dis soos hierdie wedstryd is. Hulle raak moeg, hulle konsentrasie is nie meer goed genoeg nie. En dan dis wanneer hierdie foute gebeur, hierdie tyd van die seisoen. So gaan hulle spelers rus of gaan hulle voluit speel om hulle 'n momentum te behou. Dis 'n interessante besluit, maar as hulle voluit gaan en hulle gaan speel teen hulle weerhou Glasgow van 'n bonuspunt en die Bulle kry 10 punte uit die volgende 2 wedstryde, dan gaan die Bulle tweede eindig. Ja. So dit is maar en dit gee die Haie indien hulle die Glasgow Warriors klop, dan gee die Haie ook nog 'n kans om hulle verby. So die Haie kan miskien derde eindig. Dis nogal interessant. Ja, dit lyk vir my asof die Bulle wat eintlik hulle gaan tweede eindig en dan gaan ons waarskynlik in die semifinaal moet speel teen Glasgow. Weer eens op beloftes, dit gaan 'n lekker wraakwedstryd wees. Die ander wedstryd wat gaan interessant wees, lyk my gaan dalk wees die Sharks teen die Stormers daar in Durban. Lyk of dit daarop afstuur. Ja, dan waar die Haie eindig en as die Haie 4de eindig en die Stormers gaan waarskynlik 5de eindig, dan gaan dit baie interessant wees. Ja, daar's 'n paar interessante opsies of kombinasies wat kan gebeur afhangende van die uitslae die volgende 2 weke. So dit gaan regtig baie interessant wees. En dit is ook baie gedoen. Die rede hoekom hulle moet speel en nie kan rus nie, Leinster is, hulle speel nou vir 2 weke URC. Dan is dit die Europese eindbekerstryd en hulle is nie daar nie. So hulle speel nie daai naweek nie en dan moet hulle terugkom vir die kwart eindronde en die half eindronde. So hulle moet op een of ander manier daai spelers reg kry. So rus hulle hierdie naweek speel 'n week, rus weer 'n naweek en dan kom hulle die uitspeel en dis wat Leicester se groot probleem is. En dis die fout wat hulle jaar na jaar gemaak het. So wat kan die Bulle doen? Hulle kan hulle A-span speel vir die volgende 2 weke. Hulle kry 'n week rus en hulle span is lekker in vorm. So jy het op 1 week te rus is okay, maar as jy 'n week rus en 'n week anders en 'n week af is en jy rus weer en dis wat Leicester se groot probleme gaan wees. So ja, maar om terug te kom by jou punt. Ek dink die ander die Bulle en die Haie in 'n halfeindstryd is 'n moontlikheid of die Haie en die Stormers in 'n kwart eindstryd en dan gaan die Haie daarvan waarskynlik Dublin toe vir 'n halfeindstryd teen Leinster. Jy weet in die Bulle Ja, as ek my verstout om te sê, kan ek sien dat die Bulle tweede eindig en dan sit jy met daai situasie dat Haie en die Stormers kan mekaar in die kwart eind vasvat. Gaan die Haie Dublin toe en dan speel hulle Leinster daar. En met die Haie se spelers die span wat hulle het, as hulle goeie vorm kry in die volgende 2 weke en ewen en daai ouens bly fiks en Bongi en Sian daai ouens bly fiks, dan kan hulle Leinster in Dublin gaan staan. Ons nie, jy weet dis ouens wat nou lank toer en hulle weet hoe om daar te speel. So weet hulle word nie deur daai stadion geïntimideer nie. So jy weet kan baie interessant wees. Imagine weet die Haie stam vir Leinster in Dublin en die Bulle stam vir dis nou hipoteties maar die Bulle stam vir Glasgow op Loftus en dan jy weer 'n Haie Sharks eindstryd op Loftus die keer. So miskien kan die Haie se vleuel kan Apelele Fassie in die laaste minute 3 gaan druk om 2007 wraak te neem. Kan jy jou indink? Yes, daai bitter smaak lê al vir 20 jaar in die Sharks se mond en hulle gaan hom wraak neem. Ja, is nie onmoontlik nie. My vriend Harry Jones dink is natuurlik vas oortuig dat die Stormers gaan al die pad gaan hierso. Hulle kom hier op die einde van die seisoen alweer met 'n groot gejuig aan. Hulle het 'n paar lekker wedstryde, al hulle beste spelers is skielik beskikbaar. Manie is terug, Sasha is daar, Damien is daar, jy weet almal is op hulle stukke. Dit dan weer 'n probleem met hulle te veel goeie spelers het en nie genoeg plek het vir almal nie. Wat verwag jy van die Stormers? Ja, dis 'n baie goeie span. Dis 'n baie opwindende span om te kyk. Ek het hulle teen Kanada gaan kyk. En ek sê vir jou sê, Sasha is vir my een van daai spesiale spelers. Ek weet in die 80s destyds was Naas ook nie die mees populêre man in die dorp nie.
en ek het self maar 'n bietjie kritiek oor geskryf destyds, naïef, maar ek het kritiek gehad en ek het later geleer, jy weet hoe spesiaal hy is. En dieselfde, jy weet, ek het Sasha nou, ek het hom daai wedstryd, as jy hom lewendig sien, as jy sien hoe baie soos Willie Leroux, sekere spelers het net daai vermoë om die spel voor hulle te sien, en dis asof hulle die spel in stadige pas sien. Hulle speel hom teen vol tempo, maar dit lyk of als vir hulle in stadige pas in tempo speel, en hulle kan gaping sien waar meeste ander spelers nie eens weet dat dit gaan kom nie. So jy weet, daai steekskoppies en die manier waarop hy 'n gapings hardloop of ander spelers 'n gapings insit. Ek dink hy's 'n baie spesiale speler, en ek dink hulle sal 'n fout maak as hulle hom nie op loskakel kies nie. Dis volgens my sy beste posisie op die oomblik. Ja, vir die Springbokke wens ek hulle hou aan en hy kan begin op loskakel, en weet ons dat Pollard wat in moeilike wedstryde, maar ek sal maar nie graag wil sien waar hy teen Italië begin, dat hy bietjie ervaring kan kry in drukwedstryde, want Italië is een van daai wedstryde waar jy so 'n speler regtig kan loslaat. So, maar vir die Stormers, ja, jy weet, ons het vandag weer daaroor gesels, jy weet, wat soort agterlyn kan die Stormers later speel? So, speel jy Sasha op loskakel, wie speel jy binne senters, Damian op binne senter, waar speel jy Geland, waar speel jy Mani, en toe, in die bespreking sê ek, as jy al 4 wil speel, so, ek dink nie dit is prakties uitvoerbaar nie, maar as jy al 4 wil speel, sal ek Mani op loskakel speel, Sasha op binne senter, op Du Plessis op buite senter, ek sal Geland op vleuel speel, en ek het hom steeds agter gebruik, en dan Damian op heel agter. Dan jy al 4 daai spelers in jou agterlyn, jou enigste probleem gaan wees jou verdediging. Want soos Geland hy's ongelooflik goed en hy lees die spel, maar die res van sy spanmaats kan nie sy kop lees nie. So weet hy doen goeders op instink en dan gaan hy uit en hy skep gapings veral as die oppositie die bal het en hulle lees hom goed. Op verdediging kan dit miskien 'n probleem wees, maar ek sê op aanval, ek sal graag daai span op aanval wil sien. Dit kan my baie dink en ek weet die mense gaan nou as hulle vir my sê ek is 'n ou man en ek moet nou ophou daarmee, maar weet ek dink as jy vir daai agterlyn in die Bokke gehad het in 81 tot 86. Okay, Diewan het in 86 nie meer gespeel nie, maar weet jy Diewan gehad, Diewan Serfontein. Jy het gehad op loskakel. Jy het Michael Doep op binne senter gehad, jy het Daniel Gerber op buite senter gehad. Jy het Karel op die linkervleuel gehad, jy het Raymond op die regtervleuel gehad. Ja, en dan was weet ek dink nog Johan Jenes was vir my die beste heel agter. So jy weet as jy dink daai agterlyn, dis die tipe agterlyn wat die Stormers het in terme van talent. Op aanval selfs beter. Want ek dink van daai ouens is Michael die naaste van die vleerspelers wat nou in die WP agterlyn is, en Dani Gerber was met vaart en krag, maar hy het ook 'n spel gelees, die wedstryd gelees, wat vir niks skrik nie, jy weet, so nase spelbestuur, jy weet, die manier waarop hy met sy voet die spel kom hier, die oppositie in die moeilikheid sit, en so dis 'n ongelooflike talentvolle agterlyn. Het hy altyd sy volle reg gekom? Nee, maar is dit uitvoerbaar prakties? Ek dink nie so nie, maar ek sal graag daai agterlyn op die aanval wil sien. Wel, ek as 'n Blue Bull ondersteuner gaan vir jou sê, ek sou die span, ek sou gesê het, Sasha op 10, Damian op binne senter, Galant op vleuel en Mani op heel agter. Wat dink jy van daai een? Ja, ek weet nie of Mani sy heel agterspel, sy verdediging, weet hoe sy verdediging op baie diepte is nie. Ek dink die probleem is, ja, dit kan werk. Jy sal nooit weet as jy dit nie probeer nie. So, ja, stem ek saam? Ja. Die ding is met my vir Sasha op 12 nou, hy's te beseringsgeneig, jy weet, ek injury prone, oor nou daai direkte vertaling. Die punt is net, jy moet hom beskerm, jy moet 'n bietjie dak en watte toe draai, nou. Op 12, hy's nie fisies genoeg nie, Damian Willemse is baie meer fisies, en hy's eintlik, saam met Allende, dink vir my, beter kandidaat vir ons andere Easthuizen op binne senter, so ek sal braaf daar wil hou. As ou soos Boeta Chamberlain kan heel agter speel, as ou soos Willie Leroux kan loskakel speel, ek dink Mani het tog 'n bietjie visie en op heel agter
Jy weet, hy's 'n bietjie klein. Ek weet nie wat sy probleem is, sy verdediging, hy's bietjie lig, hy's maar 78 kg. Maar jy vind van die saak is, as jy kan seker maak jy help hom daarso, kan jy dink daai rugby brains daar agter en is wat die geland dalk die dag weer 'n offload aanval kry, dan is daar iemand om die bal te vang wat langsom is. Nou dink jy, ek dink dit gaan goed werk man, ja. Nee, sal dit behoort te werk. Nee, nog nie, soos ek sê, jy weet, as jy nie probeer nie, sê jy nie weet nie. So ja, dis 'n goeie idee. Dis nie wat ek reg sê, dit is nie wat ek sal doen nie, maar ja, op die einde van die dag is John Dobson die afrigter. Ons spanne hoef nie te speel. Altyd is ons span kies, jy weet. Ek gaan nie lees, maar dit gaan nie werk, dit gaan nie werk nie. Die feit van die saak is ek kies my span en hy hoef nooit te speel nie. Hoorie, dankie. Ek wil nog met jou gesels het, maar ons tyd is nou op as we nou na die Bulle se perskonferensie toe gaan. So dankie Jan, dis lekker man, waardeer dit. Baie dankie, ek waardeer, want jy is altyd welkom en groete daar.